Baie welkom by Kuns vir die Siel. Ek is Nadine Vosloo en ek is hier om jou vandag kreatief te inspireer. Ek is 'n voorstander van herwinning. Om dit wat iets in die verlede betekenis gehad het, nuwe mening en doel te gee vandag. Nou as 'n mens selfs kyk na jou eie lewe, hoe jou gisters jou vandag bepaal, moet jou gisters nie jou vandag definieer nie. Dit moet jou vorm om 'n beter weergawe van jouself te wees. Nou kom ons kyk hoe ons dit vandag op 'n betekenisvolle manier kan toepas deur vorm te gee aan vandag, deur ons ervarings van gister. Nou wat ek hier het is papier-mâché wat ek self gemaak het. Nou hierdie kan ou joernaalpapier wees, dit kan selfs toiletpapier wees, kombuispapier, wat jy meng met water en asyn om dit eers 'n pulp te maak en jy kan dit deur 'n voedselverwerker sit en dan meng jy koue lym daarbey nadat jy al die oortollige water uitgedruk het. Goed, en dan kry jy iets wat so lyk. En moenie te bekommerd wees as dit nog nie vorm het nie, dis presies wat ons nou volgende gaan doen. Ek het hier 'n opgeblaaste ballon en wat ek doen is ek sit hierdie pulp op my ballon vas. So ek gee dit 'n vorm. Hierdie kan ook aangewend word op ou glasbottels. So enigiets wat jy vorm en patroon wil gee deur herwinning in jou eie omgewing toe te pas. So jy plak dit nou net vas op die oppervlak, wat nou eintlik net die vorm gee. En hierdie is 'n tydsame proses en ook die rede waarom alles reeds in stappe voorberei is. Sommige kunswinkels verkoop ook papier-mâché wat reeds vir jou gemaak is, maar dit is ook lekker om selfskepend te verkeer. Goed, as hierdie proses nou klaar gedoen is, gaan hierdie hele vormpie wat totaal heeltemal toe is of net halfpad soos wat ons in die ander gedoen het, gaan in die son gelaat word om droog te word. En dan het ons iets wat ongeveer so lyk. So het ek 'n groter ballon, ek het meer tyd gehad en hier is my oppervlak nou al bietjie droog. As jy enige onegaligheid op jou papier-mâché wil wegsteek, het ek in hierdie bakkie gipspoeier en daar gaan ek klein bietjie water bymeng en klein bietjie houtlym. En ek maak dan nou 'n mengsel met gips, water en houtlym totdat dit regtig 'n slap mengsel is wat dan gebruik kan word om bo oor my oppervlak aan te wend om enige onegaligheid weg te steek. Wat ek dan ook in dieselfde stap gaan doen, ek vat sommer klaar my verfkleur wat 'n Olympic Paints cream sorbet is en ek meng dit by my gipsmengsel. En ek verf dit bo oor my gedroogde papier-mâché. Wat dit dan nou doen, dit steek en verbloem enige onegaligheid en dit gee sommer mooi egalige afwerking. Wanneer hierdie proses dan nou droog is, gee dit so 'n uur, jy sal sien die gips vat nie lank om droog te word nie, dan het jy nou as, jy kan die ballon bars, om die ballon te verwyder, het jy dan 'n bak wat so lyk. Goed, wat ek dan nou wou gedoen het, net om ekstra tekstuur en patroon op my bak aan te wend, is ek gebruik my boor en ek boor gaatjies reg rondom my bak, mooi egalig versprei, sodat ek die volgende proses kan aanwend. Ek neem nou tou, 'n lekker groot naald, en ek ryg hierdie tou nou deur al die gaatjies wat ek geboor het.
En dis dan nou hoe dit lyk as dit klaar is. Hierdie bak kan gebruik word as 'n vrugtebak of as jy 'n kershouer in jou huis benodig, kan jy dit gebruik as 'n kershouer deur net kersvas daarin te smelt. En dan het jy in 'n japtrap nuwe vorm gegee aan ou gebeure in jou lewe. Goeie vorm en iets wat gehelp het om jou kreatief te laat verkeer. Geniet die week wat voorlê.